Die Departement van Onderwys sê die regulasies vir die Bella-wet sal in Junie afgehandel word en die VF+ sê die MK-party se besoek aan Kleinfontein wys dat kultuurgemeenskappe erken moet word. Goeiedag, dit is vandag die 22ste April. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die direkteur-generaal van die Departement van Basiese Onderwys, Matanzima Mweli, sê die regulasies vir die toepassing van die omstrede wysigingswet op basiese onderwyswette, oftewel Bella, sal teen die einde van Junie afgehandel word. Die inligting is bekend gemaak nadat die voorsitter van die portefeulje komitee oor basiese onderwys, Joy Maimela, beswaar aangeteken het omdat sy en ander LP's nie op hoogte gehou word van die verwikkelings rakende die Bella-wet nie. President Cyril Ramaphosa het die wet in Desember bekragtig. Die DA en die EFF se dringende aansoek om 'n stokkie voor die minister van Finansies, Enoch Godongwana, se planne vir 'n BTW-verhoging te steek, is vandag in die Hooggeregshof in Kaapstad aangehoor. Albei partye betwis die wettigheid van die verhoging, wat as deel van die hersiene fiskale raamwerk aangekondig is. Indien die raamwerk deurgevoer word, sal BTW in die huidige boekjaar met 0,5% verhoog en 'n verdere 0,5% in die volgende boekjaar. Die twee partye se vertrekpunte verskil egter, deurdat die DA die verhoging teenstaan as lid van die regering van nasionale eenheid, terwyl die EFF in die opposisiebanke van die parlement sit. Die DA meen die regering moet eerder beter finansiële besluite neem en meer werk skep. Die EFF sê in sy argument dat die minister van Finansies die land mislei het. Die VF+ meen die besoek van die MK-party aan Kleinfontein het opnuut die soeklig op die bestaan van kultuurgemeenskappe in Suid-Afrika geplaas. Die parlementêre hoofsweep, Mzwanele Manyi, het die afvaardiging gelei. Die VF+ se provinsiale leier in Gauteng, Jaco Mulder, sê die besoek het ongelukkig 'n rassekleur gekry deurdat hy die gemeenskappe van Kleinfontein en Orania van rasisme en apartheid beskuldig het. Mulder meen die bestaan van verskeie kultuurgemeenskappe in 'n diverse Suid-Afrika is 'n gegewe en behoort erken te word. En die Harvard Universiteit in die Verenigde State het president Donald Trump se administrasie gedagvaar na die gevegte oor befondsing skerp toegeneem het. Trump het vroeër gedreig om befondsing na die universiteit te staak en politieke toesig van buite in te span. Hy probeer om verskeie gesogte universiteite te dwing om die knie te buig na beweringe van antisemitisme op die kampusse, maar Harvard weier om toe te gee. Trump sê Harvard is 'n grap en dat die universiteit haat en domheid leer en nie meer federale fondse kan ontvang nie. Dit dan die einde van jou bulletin vandag. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en jou familie. Op so 'n manier hou ons ook almal op hoogte oor die jongste nuusgebeure. Ons is môre weer terug met nog 'n vars nuusbulletin. Totsiens.